Hallo mense, Jaap hier so. We kyk na die kosmologie van die aarde weer. Net weer kyk na die koepel. Ek wil vir julle 'n paar prentjies wys nou van die koepel. Ons kan dit sien op aarde. As mens weet waarna jy kyk, sien jy die koepel. Maar mense word ander stories vertel of oorgelieg wat hulle sien en dan sien hulle nie eintlik raak wat daar is nie. En ek wil net vir julle 2 kort video's, 'n stukkies van dit wys. Wat dit mooi demonstreer hoe die aarde werk, funksioneer en die koepel ook. Die eerste een gaan wees, kom van 'n advertensie af. Hulle hou daarvan om aan advertensies en flieks en musiek vir jy die waarheid te vertel, nou en dan. En ja, soos hierdie advertensie nou van Picard, wat met 'n lugballon opgegaan het en gekyk het hoe lyk die aarde. En hy het gesê die aarde lyk level met curled up edges. So hy kon die ysmure gesien het van die Antarktika toe hy so opgegaan het met sy lugballon. In the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, "Let there be light." And there was light. And God saw the light that it was good. And God divided the light from the darkness. And God called the light. Hulle wys nie die hele advertensie nie, maar aan die einde van hierdie advertensie wys hulle hoe breek hy deur die koepel. En daar water is bo die koepel. Maar hier gee hulle 'n voorstelling van die koepel oor ons, en dit is ook hoe dit actually seker lyk. Maar die mense kan dit nie regtig so sien in detail van die aarde af nie. Mense sien wel die blou van die water wat bo die koepel is. Maar dis dit, maar mense sien ook ander tekens in die lug wat wys dit is 'n koepel, en ek sal nou vir julle wys daarvan. Day and the darkness he called night. And the evening and the morning were the first day. And God said, "Let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters." And God made the firmament, and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament. And it was so. And God called the firmament heaven. Ja, dit was Auguste Picard. Yahweh possessed me in the beginning of his way before his works of old. In 'n geval hierdie eerste stuk het ek behandel met toe ek praat oor Jahweh se gees wat 'n vrou is, 'n female, en wie se gelykenis Eva gemaak is. Spreuke 8 en Spreuke 3 praat van haar, Joshua praat ook van haar in Lukas 3. En Salomo praat ook in die ekstra Bybelse boeke wat hy geskryf, van sy boeke daarso praat hy meer van haar. So ja, en selfs Paulus praat van haar in Romeine 1, waar hy sê dat homoseksualiteit is verkeerd en mense kan dit self sien in die Godhead. Want hoekom hy dit sê is, want dis Yahuwah die vader en Shakanya die vrou, ons het 'n pa en 'n ma. Nou Spreuke 8 sê wysheid dat sy is ons ma, dat ons is haar kinders. So sy is die ma en Yahuwah is die pa. I was set up from everlasting, from the beginning, or ever, sons of men. Because the heliocentric globe is all we have ever known, when someone suggests that our creation is flat, we imagine some disk floating in outer space, perhaps with water flowing off the edge. This is not biblical cosmology. Such a conception is circulated by misinformation agents as a way to ridicule and discourage investigation of the subject. When it comes to how vastly different biblical cosmology is to the spinning space ball, an absence of curvature is just the tip of the iceberg. Here are 5 key aspects of biblical cosmology. 1. The firmament and the waters. There is no outer space in the biblical model. The first chapter of Genesis and other scriptures describe our world as being encased within an immeasurable body of waters.
These vast waters are referred to as the deep. On the second day of creation, God made the firmament to divide the waters which were below from the waters which were above, allowing for an inhabitable expanse in between. Even after the flood, these waters remain, for the psalmist David declared in his day, "Praise him, ye heavens of heavens, and ye waters that be above the heavens." Ja, dit is amazing wat jy gemaak het. Gaan kyk op wat is 'n terrarium. Dit is waarop ons bly, of waarin ons bly, en dit is soos 'n baarmoeder waarin ons bly, waarin siele gebore word in liggame om 'n keuse te maak vir of teen Jehovah. Ek vermoed, soos ek in my vorige video's ook sê, dat ons het kom uit 'n vorige tyd uit waar ek weet nie wie of wat ons was nie, maar ons het 'n verkeerde keuse gemaak en dis hoekom Jehovah hierdie proses deurgaan met ons van die aarde, waar siele moet gebore word om te kies. Maar in elk geval, ek praat daaroor in ander video's. Maar kom ons gaan hierso aan. Isaiah describes the firmament as being of a solid material that was stretched out as a curtain over the earth. The fact that the firmament is indeed a domed structure is confirmed by Isaiah's use of simile, comparing it to a tent to dwell in. Elihu described the sky as strong, likening it to a molten mirror. Such terminology proves that the Bible writers understood the firmament to be solid. 2. A circular face with ends. The Bible repeatedly mentions that the earth has ends, and further that it... Voor ons aangaan hierso, aangaande die eerste een wat hy oor gepraat het, dat die koepel is solid, gaan kyk 'n bietjie Operation Fishbowl of Operation Dominic, dis dieselfde operasie wat hulle gedoen het in die 1940s, 50s, ek is seker wanneer nie, ek dink is die 1950s, toe het hulle allerhande bomme opgeskiet na die koepel toe om te kyk of hulle hom kan kraak. Hulle het nie reg gekom nie, maar daar was video footage daarvan, as jy gaan soek sal jy dit al kry, en as jy dit kyk sal jy sien, hulle skiet die bomme vast teen iets solids. Ek kon letterlik sien, dit is teen iets solids, waar die bomme detonate. As jy sien hoe die energie, ek gaan nou 'n bietjie Engelse woorde hier en daar gebruik, disperse in verskillende direksies, soos asof dit iets solids tref. Has a face. A sphere does not have ends, and it is the only shape without a face. Ja, die Bybel sê die aarde het 'n gesig, 'n face, so wat beteken dit is plat, dis nie 'n bal nie, 'n bal kan nie 'n gesig hê nie. The face of the earth is described as a circle when viewed from heaven above. The Hebrew word for circle, kug, does not indicate a sphere, as many would argue, for Isaiah used another Hebrew word, dur, when referring to a ball. The Hebrew word kug is elsewhere translated compass. During our world's creation, God set a compass, or engraved a circle, upon the face of the depth. Ja mense, hoe lyk 'n kompas? Hy's plat, hy's rond en plat, dis hoe die aarde lyk. En dan sy naald, or engraved a circle, wys na hierdie middelpunt toe, hierso. Hier's 'n magnetiese berg hier in die middel van ons aarde, wat by die Arktiek, dis 'n magneet daarso, so maak nie saak waar op die aarde, waar op watter kontinent jy is nie, jou kompas gaan wys, 'n naald gaan hiernatoe wys. As jy daar onder in Suid-Afrika is, wys jou naald hier na die middel toe, maar dis waar 'n magnetiese berg is. Upon the face of the depth. 3. Fixed upon foundations and pillars. While modern science claims that the Earth is moving through space at unbelievable speeds, the Bible declares that the Earth is presently established or fixed, and that it shall not be moved. Lucifer lieg oor alles, as die Bybel een ding sê, sy presies die teenoorgestelde. En ongelukkig glo baie mense, baie Christene glo dit ook. Hulle glo hierdie sataniste en ateïste wat 'n klomp nonsens praat, eerder as wat hulle die Bybel glo, eerder as wat hulle Jehovah glo.
En hulle moet pas op wat hulle doen, veral die mense wat die evangelie wil gaan verkondig aan ander mense. Daar is Afrikaanse mense wat bekend is onder die gemeenskappe, wat preek uit die Bybel, maar dan kom hulle met hulle nonsens van ander planete en Nibiru en die aarde wat spin en meteoriete en al daardie nonsens. Nou as 'n klip op die aarde gegooi word, is dit Jehovah self wat die venster van die hemel oopmaak en dit afgooi. Daar is nie meteoriete en planete en goed nie. Ons is onder 'n koepel onder die water. God himself said to Job that he laid the foundations of the earth. It is Maar dit noem hier so dat, soos die Bybel sê, die aarde staan stil, dan sê Lucifer, die aarde vlieg rond, spin teen 1000 myl per uur, en vlieg om die son teen 66.600 myl per uur. Die son self beweeg teen 500.000 myl per uur deur die hemelruim, en so gaan dit aan en aan. Klomp stories wat hulle opmaak, maar dit is presies die teenoorgestelde van wat jy in die Bybel lees. also written that the pillars of the earth are the Lord's, and he hath set the world upon them. Pillars and foundations are structural components that must be firmly set in order to serve their purpose. This raises the question, whereupon are the foundations thereof fastened? The Bible answers, he hath founded it upon the seas, and established it upon the floods. This seemingly impossible feat of engineering, the earth being founded upon waters, Hierdie waters wat hulle na verwys is nie normale water wat ons aan gewoond is, die mense is baie meer dens. Baie meer dens. Iemand het van dit ontdek, en ek gaan nou vir julle 'n stukkie daarvan speel van die ou, wat dit ontdek het, en net na hy die video gemaak het, of vir die wêreld dit gewys het, toe het hulle hom doodgemaak. was marvelled at by Job, who declared, he hangeth the earth upon nothing. That is, nothing which affords stability as far as man is concerned. The structure of the heavens, the firmament, is also set on pillars, which are said to tremble at God's reproof. 4. The divine dwelling. God's throne sits directly above the firmament. Just as the pillars of the earth are struck in the waters below, God likewise layeth the beams of his chambers in the waters which are above the earth. It is written, the Lord sitteth upon the flood. Being literally enthroned above our world, the Heavenly Father looks down from the height of his sanctuary. To illustrate the vertical vantage point God occupies, Isaiah states that men are as grasshoppers from God's view. 5. Ja, jou is nie miljoene myl ver of weg nie. Sit op 'n ander planeet dalk nie. Hy is net bo ons. Hy is net bo die koepel en hy kan afkyk en ons sien soos 'n springkanne rondbeweeg hier op die aarde. Geocentric, not heliocentric. According to Scripture, the sun, moon, and stars are not millions of miles away, but are simply lights in the firmament of the heaven. Far from being a cluster of space rocks and burning gases roving in their own courses, the Bible teaches that these mysterious luminaries were made for the sole service of the earth, to give light upon the earth. Besides dividing day from night, Ja, hierdie son en maan en al hierdie ander goed, hulle is nie op hulle eie missies nie. Jou het hulle spesifiek gemaak vir die aarde as ligte. Die sterre, die maan, die son, maar as mens toetse doen, dan sien mens dat die son gee warmte en die maan gee koelte. Die maan letterlik is soos 'n koue lig en die son is 'n warm lig. So die maan koel die aarde af met sy lig. Hy reflekteer nie die lig van die son nie. Hy gee sy eie lig, net soos die Bybel sê. Dis 'n lig op sy eie. Jou het nêrens gesê dat hy reflekteer die son se lig nie. En hulle het toetse gedoen en wat hulle 2 termostate langs mekaar sit. En die een blok hulle die maanlig 'n bietjie, wat die maan nie op het skyn nie. En die een net langs sit, dan staan 'n verskil van temperatuur soos in 5 grade of so, wat die een wat nie die maan op skyn nie, hy is warmer as die een wat die maanlig kry. So sy eie lig.
the clockwork procession of these celestial wonders was to allow man to reckon seasonal changes and to mark the ages as they passed. Pull the thread and the hole is fixed. Next time your clothes tear or come apart, don't throw them away. With this simple trick, you can restore them. During his battle with the Amorites, Joshua did not bid the earth, but the sun to stand still. David likewise understood that it is the sun which moves. Jahwe het nie Joshua reg gehelp toe hy vir Jahwe sê, laat die son en maan in hulle plekke stil staan sodat ons kan klaar beklei hierso en hierdie mense oorwin nie. Hy het nie vir hom sê, nee, waarom praat jy man? Dis die aarde wat spin, ek sal die aarde laat stil staan. Ja, Jahwe weet, en Joshua het geweet hoe funksioneer die aarde. He likened the sun to a strong man running a race, who untiringly circuits the heavenly track above. This fact is also supported by Solomon, who stated that after the sun goes down, it hasteth to the place where he arose. What are called planets are simply wandering stars. These luminaries traverse the heavens irregularly, wandering in. En soos ander video's demonstreer dat hierdie ander ligte wat Jahwe gemaak het is in verskillende koepels, onder verskillende koepels. Daar is iets soos 7 koepels of ek dink 7 koepels oor die aarde. En in elke laag is daar 'n ander ster wat rond beweeg. Soos hy sê, wandering star. Dis maar net ligte. As mense inzoom op die goed, kan jy sien, dis net ligte, dis nie 'n planeet nie. Daardie goed wat hulle so vir julle wys, mense, dit is CGI, dit is Photoshop, dit is gemaak op 'n komputer. Dit is nie 'n foto wat hulle geneem het nie. As jy inzoom met 'n proper equipment, dan sien jy dit is dit lyk soos hoe kan mens sê? Ja, dit lyk soos iets wat vibreer, soos water wat vibreer. Dit lyk so, maar dan is dit verskillende kleure ook. En dit is wat die wandering stars is. Dit is nie planete nie. Dis maar net goeters in die waters, verskillende lae, wat met, as jy op het zoom, kan jy sien dit vibreer. So dit gee klank of frekwensie. Retrograde motions above the earth. Not being mentioned specifically during Creation Week, the wandering stars fall under the general category of stars, which God made on the 4th day. Unlike the cosmology of science falsely so called, the creation model that the Bible describes needs no theoretical physics to support itself. It is so simple that a child can understand it. Yet Bible truth requires the faith of a child to be received. While the simple biblical model is in complete harmony with our own personal experience, its wonderful simplicity, in most cases, does not appeal to the pride of a grown man, and he passes it by, seeking some great thing in its place. Ja, en dis dit. Dis waar. Jahwe het die foolish goed gekies to confound the wise. And Jahwe chose the weak things of the world to confound the things which are mighty. Ja, hulle het hierdie goeders probeer wegbewys met wiskunde. En want die wetenskap het gewys dat die aarde is standstil, is die maan en die sterre en alles wat beweeg. Soos Aries failure experiment wat dit gewys het. Jy kry die Michelson en Morley experiment, jy kry jou Samuel A. Robotham experimente, wat wys die aarde is level, maar vandag het hulle nuwe experimente, want ons het beter equipment as die mense daai tyd. So hulle doen lasertoetse en hulle doen dit oor groot, ver afstande. So daar is vandag ook baie eksperimente, maar wie kry jy wat nie eksperimente doen nie? Die mense wat spinnende bal glo, jy sien nie eksperimente vir dit nie, want daar is nie eksperimente vir dit nie, want hulle kan dit nie bewys nie. Jy moet dit maar net glo omdat hulle so sê, en dan wil hulle wiskunde gebruik, om te probeer wys dat hulle is reg. En dis ook een van die hoofredes hoekom hulle sekere mense ingebring het met hulle formules, nuwe formules en so aan soos Einstein,
omdat Michelson en Morley en daardie ouens wetenskaplik begin bewys het dat die aarde is stilstaande. En ja, die maan en sterre goed beweeg. Toe moes hulle Einstein ingebring om te help om dit weg te praat. In ieder geval, kom ons kyk gou na die ander ene. Kyk maar die spoed hierso. Ek wil nie hierdie video's te lank maak nie. So kom ons kyk van Place to go. There's no place to go. There's no place to go. The pitcher, steroid Santa Claus, kicks and deals. It's a long fly ball going back. And the ball shatters the sky, bringing the ocean itself down into the stadium. Oh. Soos ek vir julle gesê het, hulle hou daarvan om stories vir die mense te wys wat se waarheid en dit af te maak as maar net entertainment. Let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters. This image that you're seeing right here, science calls sundogs, but it's nothing more than the sun's own reflection in the glass firmament above. Hierdie kan jy letterlik self demonstreer ook. Jy gaan kry vir jou glasbak, jy kry vir jou 'n klein liggie, jy hou hom onder die glasbak en jy kry dieselfde effek. Jy kan dit self hierdie effek maak, hierdie eksperiment doen by jou huis. And I've demonstrated and showed you guys that just like this right here, this is all you're seeing. You're seeing the sun inside of the glass firmament. Hast thou with him spread out the sky, which is strong and as a molten looking glass? Ja. Jy sien dit, né? The heavens declare the glory of God, and the firmament showeth his handiwork. In biblical cosmology, the firmament is the structure above the atmosphere of Earth, conceived as a vast solid dome. En soos ek gesê het, ook in homself musiek, wys hulle of sing hulle van hierdie goeters, om vir die mense die boodskap te gee wat eintlik die waarheid is. Soos hierdie ou nou net gesing het, we are just two lost souls in a fishbowl. Hy sê letterlik nou vir jou wat dit aan die gang. Daar's 'n fishbowl oor ons, en hy sê hy en die guys two lost souls, onder die koepel. Ja, en so sien jy ook refleksie gespasieerd teen die koepel, rondom waar hierdie ou staan, van sy viewpoint af, kan hy dit sien. En dit is amazing. Ek wil net 'n bietjie vorentoe gaan, want hierdie is nogal lank. Iets van maar hier naartoe. Let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters. And God made the firmament. Sien jy soos hierdie demonstrasie hierso, mens sien dit, kyk daar onder die prentjies. Jy sien dit so, want jy kan dit self create ook. En dis 'n beter verduideliking as wat hulle vir jou wil gee. Hulle sê dis yskristalle wat reflekteer die son, en dis wat dit maak. Maar dit is mos nou nie moontlik dat dit yskristalle kan wees in die lug nie, want dan sal dit mos oral oor refleksies gee. Nie net op sekere punte, op presies dieselfde afstand, weerskante en bo van waar die son is nie. Dis mos nou nie 'n goeie verduideliking dan nie. Divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament, and it was so. Okay, for those of you not familiar with what this is, these are called sundogs. This is what science tells you is the sun refracting its light through ice crystals in the sky. And if you look up, you'll see it all the time. I capture it all the time. But let's listen to what the news media and scientists claim that it is. Maar ek gaan nie hierdie stuk speel nie, maar dis wat ek nou net verduidelik het. Hulle probeer vir jou verduidelik wat jy sien, maar natuurlik is dit klomp nonsens wat hulle praat. Maar ongelukkig glo meeste mense hulle nonsens. You can see these kinds of solar optics really anytime during the year. Okay, what I'm going to be using for my demonstration today is simply just a glass bowl and a lighter. Now, what I'm going to show you is what you think are sundogs, what science tells you are sundogs, which are the sun's light refracting through ice crystals in the sky. Well, if that were the case, then they'd be all over the sky in different spots, but they're not. They're always the same distance away from the sun, one on each side. And every now and then, you'll see the one right over the top of it, right in the middle of the dome, so the firmament. So what I'm going to show you is it's nothing more than the sun's reflection off of the glass firmament above. Check this out.
Now, as you can see here, there is a reflection on each side of the glass bowl from the light source. Now, as the sun makes its circuit around the earth, at one point in time of the day, you will see it reflecting off the firmament. I've caught it several times on camera, and I've showed it to you guys several times. If it were ice crystals, it wouldn't be the same distance away on each side of the sun and only the same 2 spots every time. Ja, dit is mos nou nie dieselfde spots wees altyd wat net daardie yskristalle nou reflekteer of refract die sonlig nie. Dis mos nou nonsens. Dit mos oral wees in die lug. And now, as you've seen in the news footage, the scientists told you that it is caused by ice crystals refracting the sun's light. But I am showing you, it's simple, it's really simple, that it is caused because the sun is reflecting off of the firmament. Very interesting. It's a double rainbow. Right. Well, first of all, a double rainbow is one thing, but to get a lightning bolt and capture that, it took such a setup atmospherically to get something like that. Oh, I got that. Ek net sê, ek's lief vir weerlig. Having up them, go through all the videos visually was really helpful and, help. Echo. Kom ons kyk 'n bietjie na Echo. Nog 'n bewys van die koepel. Echoes. Soos ek sê, ja, ek's baie lief vir weerlig. Baie keer as ek gesien het groot storms opkom in Suid-Afrika, dan hardloop ek buite toe om te gaan kyk. Ek het al amper in die moeilikheid gekom soos met dit, want dan slaat die weerlig partykeer naby jou. En selfs daar waar ons gebly het, was 'n ysterkoppie waar die huise was, en het al die huis langs ons se hoek afgeslaan. Hy het 'n bos aan die brand geslaan by 'n ander huis. Die weerlig, ja, die weerlig het nogal erg geslaan daar waar ons was op Rietkuil. Dit is ook nogal hoog. Boseespieël daar is 'n bietjie hoër as die areas om ons. Oh, I got that. Line. This is where the steam that's produced by because they're hard to stand it ourselves. Everybody come. Okay, so gaan 'n bietjie kyk na echo's. Ek moet net ook die regte plek kry waar hulle ballonne gebruik. Let's do it. 1. That sounds Dit lyk nie vir julle bekend nie. Ons almal het dit al gehoor. And God said, "Let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters." And God made the firmament, and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament. And it was so. Turns that sound to you such that you hear it as a distinct occurrence. You hear it as a separate event. That's called an echo. When you make a sound and a surface is far enough away that it returns that sound to you such that you hear it as a distinct occurrence. You hear it as a separate event. That's called an echo. Hey! It's amazing. One of the strangest... Ja, nou het dit vir julle so oor gewys van die echo, want mense moet dit miskien oor en oor hoor. Dan gaan hulle begin glo wat hulle sien en hoor. Ja, so hulle 'n fliek ook al gemaak het, Thunderdome.
Mad Max Thunderdome. Dis baie ou fliek. En hulle sin speel natuurlik op die koepel oor ons en as die weerlig slaan, dan hoor jy 'n echo en dis waar die woord daar vandaan kom, Thunderdome. Hier is die waters van die diepte wat ek van praat wat hierdie ou ontdek het. Of een area waar hulle bygekom het wat hulle actually gevind het dat hierdie water wat hulle mee te doen het, is nie normale water nie. En die eerste video het ek mos vir julle gewys, die Bybel sê dat Jahwe die fondasies geplaas op die waters van die diepte. Nou ek dink wat hulle hier ontdek het is van daardie waters van die diepte. Was only just discovered in the 1990s. I might agree as one of a handful of people to ever see it in person. Without a doubt. One of the most amazing things that I've ever seen in the bottom of the ocean. And it was while filming for Blue Planet. It was in the Gulf of Mexico. And I noticed there's something out in the distance. Couldn't tell exactly what, but it looked like a dark band. And as we approached it, the dark band became a donut. I saw this donut that was black in the center. What the heck is that? And so as we get closer and closer to it, I noticed that the black band had what appeared to be kind of steam over it. And then I looked, and there was water lapping against the shoreline. This band was a ring of mussels. This is basically 'n see binne 'n see. Want hierdie water wat hy na kyk, het ook rippels, net soos ons see, maar natuurlik baie kleiner rippels. And inside the ring of mussels was a lake. And it's like, wait a minute, I'm already underwater. You put your heart and soul into making your book. So do we. We went out over the water in this lake and tried to descend in it and bounced off. It was so super saline and dense that the submarine couldn't go down in it. We literally bounced off. And as we bounced off, we sent ripples heading back to the shoreline. And God said, "Let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters." Ja, so van die water wat agtergebly het, so toe die Jahwe dit gedivide het, die waterboot met die water onder, is baie dens, soos ons nou hoor. Hulle kon nie eers met hulle submarine afgaan in daardie water nie, dis so dens dit is. En dis ook waarop die fondasies van die aarde geplaas is, lyk my. Ek glo dit is so dens. So dit is water, maar dit is baie denser as wat ons gewoond is aan. And God made the firmament, and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament, and it was so. We went out over the water in this lake and tried to descend in it and bounced off. It was so super saline and dense that the submarine couldn't go down in it. We literally bounced off, and as we bounced off, we sent ripples heading back to the shoreline. It was insane. Coincidentally, a few days after this aired on the television that he had made this discovery, when him and his friend were flying the helicopter, it exploded and he died. Ja, so dis wat ek hier gewys het vir julle van hierdie ouetjie, dit sy lewe gekos om vir julle hierdie inligting te gee. Dis jammer, né? Wat hy ontdek het onder die see. Dis hulle wil nie hê mense met die waarheid weet nie. Hulle wil hê jy moet glo in 'n spinnende bal wat daar in 'n vacuum kan oorleef. Jy het air pressure, maar ja, daar's geen container nie. Hoe is dit moontlik, byvoorbeeld? Of jy het 'n molten magnetic core. Nou, scientifically bewys hulle dat 'n magneet wat verhit word, verloor sy magnetisme. So hoe kan die aarde se kern wees is molten soos lava, maar dis ook magneties. Dis mos onmoontlik, want op die aarde hierso kan ons 'n magneet vat en bewys dit is onmoontlik. Ja, maar hulle maak staat op die mense se stupidheid om hierdie goed te glo. Maar ja, hierdie ou het sy lewe betaal vir hierdie waarheid maar ek is dankbaar dat hy dit gedoen het. En kom ons kyk na van die prentjies van hierdie Sun Halos en Sun Dogs, wat niks minder is as die koepel en die son wat op 'n sekere afstand van die koepel is, en dan maak dit hierdie, en dit maak ook 'n lig wat dieselfde vorm is van die koepel. Jy kry nie van hierdie wat 'n vierkant is of so nie, want die koepel is mos rond, so half maan. Ja, kyk, volgende ene. Hoe mooi is daai ene.
Hy maak sommer so dubbel halfmaan bo die son. En ja, dit alles is 'n bewys, mense, van die koepel oor ons. Daar's iets solieds oor ons. Jy kan nêrens heen gaan nie. Hulle kan nie nêrens heen gaan met hulle vuurpyle nie. Al hierdie goed is net om die mense te laat dink, daar is planete en daar's goed. Dan stuur hierdie ryk mense nou hulle nonsens op Bezos en hierdie ander perd, wat is sy naam? Tesla oukie. Maar hulle kan nêrens heen gaan nie. Daar's 'n koepel oor ons. Hulle wil jou laat glo, ja nee, ons vlieg daar buite rond. Ons gaan verder as die koepel, maar hulle kan nie. Dis alles maar net alleen. En hulle probeer die mense maar net laat bly glo aan die leen. En dis hoekom hulle al hierdie goeters doen, al hierdie vuurpyle opstuur, NASA stuur klomp nonsens op. En nou kyk 'n bietjie waar is hierdie plekke waar NASA hulle vuurpyle opstuur. Is almal by die kus. Almal by die kuste van Amerika. Want hulle, daai vuurpyl val in die see en dan gaan haal hulle maar in die see uit. En dis hoekom hulle skiet, en as jy kyk na die trajectory van hierdie pyle, vuurpyle, dan sien jy, hy gaan nie reguit op, hè. Hy gaan so skuins. Hy gaan soos die koepel self, hy gaan so en dan, eventually iewers val hy in die see. En dan gaan skip hulle hom daar uit met hulle bote. Baie mooi, né? En dit, mense, is 'n koepel. Dis die son teen die koepel. Amazing. Soos hy hierdie ou gedemonstreer het met die glasbak. Presies dieselfde hierso. En hierdie idee, wat ek dit sien, party mense sien twee sonne, en dan sê hulle, dis Nibiru is hier, gatte patata, Nibiru is hier, en nou kom, die gaan die popper, die fan strike. Mense, dis die son wat reflekteer teen die koepel. Dis ook om hulle partykeer twee sonne sien, het gaan oor die observer, sy posisie van waar die son is, en hoe ver die son is van die koepel af is, en al daardie dinge. Dis waaroor dit gaan, het het niks te doen met Nibiru en ander planete nie. Nou hierdie effek, ek het 'n bietjie gaan opkyk oor wat dit kan wees, en ek wil dit gou vir julle wys, ek sal net gou vir die foto's verder deurgaan, ek wil net al die foto's gaan deurgaan, daar is nie so baie nie, daar is daai en is baie mooi in hierdie. En dan reënboog ook, mense, weer eens met 'n reënboog, een van die maniere hoe jy 'n reënboog maak, is met lig, met vog of water, en met 'n spieël, soos die koepel oor ons. Dis hoekom die vorm van reënboog is dieselfde vorm as die koepel. En want jy het jou water, jou vog in die lig, jy het die lig wat skyn, en dan het jy die refleksie van die koepel, en dis hierdie wat jy hier so sien, dis wat dit is. Daardie drie goeters het jy saam, as jy dit saam sit, kry jy 'n reënboog. En die rede, soos ek voorheen gesê het, hoekom Jehovah 'n reënboog gegee het vir Noag, is om vir hom te wys dat hy die vensters van die hemele toegemaak het. Dis hoekom hy 'n reënboog gegee het. Dis wat dit beteken. Jehovah se koepel het vensters. Jehovah het die vensters oopgemaak met die vloed. Dis hoekom die aarde so vinnig gevloed het. En vir Noag te wys dat dit is verby, dit gaan nie weer so gebeur nie, het Jehovah hom 'n reënboog gegee. Die rede daarvoor is om te wys die koepel se vensters is toe. Amazing. As mens verstaan, 1 + 1 is 2. As jy hier goeie so by mekaar soos wat die Bybel dit verduidelik, van Genesis af tot Openbaring, dan kan jy hierdie soos 'n puzzelstuk so in mekaar sit. Dis hoekom maar 'n reënboog is, want daar is 'n koepel, en die koepel het vensters. Ons kyk of daar nog prentjies is. Ek gaan nie in detail nou met hierdie ingaan nie. Kyk maar Arthur C. Clarke, science fiction skrywer, hy het opgekom met die idee van satelliete, en hulle gebruik het vandag, maar satelliete is nie goed soos wat daar rondvlieg soos vliegtuie nie, mense. Satelliete gebruik hulle heliumballonne. Ek gaan nie nou verder video's daaroor, of nou vir video daaroor doen nie, ek wou, maar toe besluit ek al teen. Hulle is een van die grootste verbruikers van helium in die wêreld, NASA. Die rede daarvoor is, dis wat hulle gebruik om hulle as satelliete op te stuur. En hulle satelliete, net soos wat jy 'n partytjie hou by jou huis, en jy het helium, en jy het ballonne, en jy blaas die ballonne op, en hulle sit hier teen die dak vas, presies dieselfde idee. Hulle spuit die ballonne vol helium, hulle stuur die satelliete op, hulle hang in die lug teen die koepel.
Hulle vlieg nêrens heen nie. Dis leuns. En dan kry jy gevalle soos hierdie by die Seychelles, ja, ek het gesien 'n video van by ek dink Congo wat hulle een gekry het, waar die goed so uit die lug uitval, want die helium lek mos uit die ballon uit, dan eventually begin hierdie goed afsak, en dan val hulle op die grond, en dis wat dit hierdie is. Dis 'n ballonne met hulle helium wat dan op die grond val, en hier sien jy actually 'n stuk, ek dink hierso, daai kant toe, van die ballon, maar dan hulle probeer dit maar stilhou, en daardie storie van die spy balloon van China, daar in Amerika, wat so in die nuus was, mense, dis net 'n satelliet. Hulle wil nie van die mense sê, o, dis 'n satelliet, want dan stuur hulle op met heliumballonne, nie? Nee man, hulle sal eerder 'n ander storie spin, soos 'n spy balloon van China. Dis die stupidste storie wat hulle op kan maak, wat hulle wel gebruik, want hulle weet die meeste mense is maar nie te skerp nie. Die meeste mense is meer, wat sê mens, gesidetrack met die sport en al die ander goed waarop hulle fokus. So hulle luister met so halwe oor, is 'n spy balloon, okay. Hulle dink nie verder nie. Die feit van die saak is, dis 'n satelliet wat afgesak het, en toe maak hulle 'n storie op daar, want almal het dit begin sien. Dis satelliete, mense. Hierdie goed wat ons so sien van hierdie, ek het dit nou die aand gesien, ek wou die video vir julle gewys het, toe ek gaan werk toe gegaan het, toe sien ek die goed vlieg hier in die lug. Wat hulle komstig sê, dis hierdie Starlink, goeters, satelliete. Mense, satelliete is ballonne. Daai goed wat daar rondvlieg is nie satelliete nie. Dis iets anders. Ek het gedink, dis dalk baie groot drones, dis baie groot vliegtuie. Ek wil nie in die moeilikheid kom deur video's oor hierdie goed te maak nie. Ek noem maar net wat ek gesê het en wat ek daarvan dink. Kom ons kyk vir iets, ja, hier in hierdie plek, so het ook een geval, en ja, nog 'n paar prentjies. So, kom ons kyk gou na daardie effek. Hoe kan mens dit kry met die aarde se kosmologie? Want daar is 'n verduideliking vir dit. Ons kyk of ek dit hier so het. Ag, net is seker dit toegemaak, hè. Lyk my ek het dit toegemaak. Maar nou ja, die effek, wat hulle sê, Bayer-Fringens is die effek. En in Afrikaans, ek dink is 'n dubbelbreking. Die Afrikaanse woord is dubbelbreking. Net so 'n weird woord soos die Engelse ene, Bayer-Fringens. Dis is 'n wat is Bayer-Fringens? Ons kyk, Bayer-Fringens of double refraction is an optical property where a material's refractive index depends on the polarization and direction of light. Soos wat ons nou hier gesien het, en dis wat ek, die aarde oor ons het 'n klomp koepels, en wat dit kan veroorsaak, of selfs die koepel self kan 'n verskillende laag hê, wat dit ook kan veroorsaak, en dis wat jy daar sien. Die koepel self kan verskillende laag, en soos die mense die son sien met sy reflection, gewoonlik sien mense net een reflection teen die koepel, maar in hierdie omstandigheid het hulle ander ook gesien wat so wegfade, wat soos ek sê kan verwys na verskillende lae. En ek het dit ook gaan opsoek, hierdie Bayer-Fringens kan dit veroorsaak word deur iets wat 'n verskillende lae het, en hulle sê ja, dit kan. Julle kan dit self maar gaan opsoek as julle wil. Dit kan ook veroorsaak word deur 'n voorwerp met verskillende lae, glas byvoorbeeld, verskillende laag glas, dit veroorsaak dit ook. Kristalle kan dit veroorsaak, want hy het mos verskillende angles, die kristal. Maar ek dink dis wat mense hier so sien, soos wat hierdie son sy reflection teen die koepel hier so is daar ook wys dit ook teen die verskillende lae van die koepel, hierdie ander images, en dis hoekom jy sien, hulle almal lyk dieselfde. Dis nie verskillende planete nie. Jy kan sien hierdie wolkie idee daarso, presies dieselfde op daai ene, presies dieselfde op daai ene, soos wat hy wegfade. Want dit is dieselfde, dit is 'n reflection van hierdie sonlig. En dit sien mens so teen die verskillende
of die verskillende koepels of die verskillende lae van die koepel net bo ons. Maar so die woord daarvoor is baie fringens, as julle gewonder het. Moet nou net hierdie toemaak. Kyk hoe lank is hierdie video, ek wil hom nou nie te lank maak nie. Jong, hy is 'n bietjie lank. 'n Bietjie lank. So dalk wil ek net gaan daai video vir julle wys hierso, wat ek gesien het na die aand. Daai goed wat so in die lug is, hulle vlieg daar so in 'n lyn, presies gespasieerd uit mekaar uit. Wat interessant was vir my, is dat soos die laaste een heel bo, op 'n sekere afstand kom, verskyn daar nog 'n luggie agter hom wat hom volg. En so vlieg hulle almal in een rigting in. Soos ek sê, mense, gaan kyk 'n bietjie op oor hierdie. Okay, hierdie is van 'n ander video. En dan hierdie een foto het ek geneem met want ek dink, ja, hier is skielik baie sterre in die lug. En kyk hoe soos 'n reguit lyn. Toe sien ek maar nee, van hierdie sterre is dan in 'n reguit lyn. Hoe is dit moontlik? Toe begin ek dit afneem. Toe sien ek nee, hierdie goed beweeg actually. En toe kyk ek bo, en toe sien ek ja, hier elke nou en dan verskyn daar nog 'n luggie wat agter hulle aanvlieg in dieselfde lyn. En soos julle kan sien, ek staan vroeg op as ek skof gaan werk. Hier in Engeland, donker. Maar is maar Engeland, die weer van die son opkoms en afgaan verander baie hierso. Maar soos ek sê mense, ek weet wat is satelliete. Satelliete is vas in ballonne. Hulle vlieg hier daar rond in 'n lyn en gaan mal nie. En ek dink hierdie Starlink stories wat hulle die mense so spin, dis vir 'n ander doel. Sodat as mense hierdie goed sien in die lig, gaan hulle dadelik die file trek van Starlink, dis Starlink. En dan is dit nie. Dan is dit iets anders wat hulle doen. Dit kan UFO's wees. Dan gaan mense sê, nee, dis Starlink. Want dis wat ons nou vir hulle gesê in die media. Dis Starlink. In elk geval, ja, dis wat ek julle weggewys het. Groete. En ja, die video is nou 'n rukkie. Geniet julle dag verder. Tot ziens.